Welkom by ons Afrikaanse lesstudie vir hierdie week. Ons is besig met 'n in-diepte Bybelstudiereeks om 'n hegter verhouding met God te hê. Ons is by les 2 en hierdie week is ons titel om die Here te ken. Dit is so belangrik om 'n duidelike begrip van God se karakter te hê. Dit vorm die grondslag waarop die gelowige 'n sterk verhouding met hom bou. So bekyk ons dan hierdie week op 'n omsigtige wyse wat die Bybel oor die karakter van God te sê het. Om die Here behoorlik te beskryf is duidelik buite die kwessie. Al wat ons wel kan doen is om te let op die beskrywings wat die skrif ons bied. Ons sal nooit of liewers nooit in die teenswoordige wêreld 'n allesomvattende kennis oor God se wonderlike karakter hê nie. Laat ons bede, terwyl ons meer van hom leer, nietemin wees dat ons begrip oor hom en ons liefde vir hom sal verdiep. Ons doen dit met die doel om uiteindelik al nader aan hom te wil leef, sodat ons sy liefde en karakter aan die mensdom kan weerspieël. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, terwyl ons gaan kyk om U te ken, Heer, spreek met ons uit U woord uit. Mag die Heilige Gees ons harte aanraak. Heer, terwyl ons meer en meer U leer ken, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons fokus teksvers hierdie week kom uit Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Ons begrip van God is deur sonde verdorwe. Ons het probeer om hom voor te stel in afgode wat soos diere of mense gevorm is. Hy is uitgebeeld as 'n wispelturige of 'n tirannieke God. Uiteindelik het die mensdom 'n beeld van God na sy eie gelykenis geskep. Maar hoe is God regtig? Is hy so groot dat dit buite ons bereik is om hom te verstaan? Sekerlik. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie, ons verstand kan God nie begryp nie. Ons het hulp nodig. Maar hulp het gekom. Wil jy weet hoe God is? In die Bybel het ons die ware openbaring van God se natuur. Daarom gaan ons in hierdie studie kyk na die eienskappe van God. Dan gaan ons kyk na die karakter van God en laastens gaan ons kyk na om God te ken. Kom ons begin by die eienskappe van God. Ons lees in Psalm 89 vers 8. O Here God van die leerskare, wie is soos U? Groot magtig is U, o Here, en U trou is rondom U. Die Bybel gee vir ons die waarste, duidelikste en mees volgehoue prentjie van God. Die hele skrif het ten doel om die ongesiende gordyn tussen die sigbare aardse en die onsigbare hemelse oop te trek. Om ons te wys waarvandaan ons kom en waarheen ons op pad is. En uiteindelik wie in beheer is en watter soort karakter God het. Kom ons kyk na sommige van God se eienskappe. Eerstens, God is almagtig. Genesis 17:1 sê, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Tweedens, God is alwetend. 1 Johannes 3 vers 20 sê, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. God ken alles, daar's niks wat ons van hom af kan wegsteek nie. Derdens, hy's 'n kenner van die toekoms. Jesaja 46 vers 10. Want van die begin af verkondig die einde en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. Vierdens, God is regverdig. Psalm 11 vers 7, want die Here is regverdig, hy het geregtighede lief, die opregte sal sy aangesig sien. En God is barmhartig, Deuteronomium 4 vers 31,
Want die Here jou God is 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie, en hy sal die verbond van jou Vader wat hy hulle besweer het, nie vergeet nie. God is ook 'n geduldige en vertroostende God. Romeine 15:5. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. Verder is God 'n genadegewer, Romeine 3:24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. God is ook vergewensgesind, Psalm 86:5, want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. Maar God is ook loyaal, Psalm 47:8. God regeer oor die nasies. God sit op sy heilige troon. Laastens, God is ewig. Genesis 21:33, en hy het 'n tamarisk in Berseba geplant en daar die naam van die Here, die ewige God, aangeroep. God is ewig. Hy's nie gebonde aan tyd nie. God is ewig, alwetend en almagtig. Satan het van die begin af probeer om die karakter van God te verdraai en om hom as 'n selfsugtige God te vertoon wat slegs sy eie belange soek. Genesis 3:4-5 lees ons: Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God kan wees deur goed en kwaad te ken. Hoe word God se karakter verkeerd in ons wêreld voorgestel? Meer belangrik, hoe het jy dalk al by geleentheid sy karakter verkeerd aan ander voorgestel? Antwoord daardie vraag vir jouself. Kom ons kyk na die karakter van God. En eerstens kyk ons na God is heilig. Jesaja 6:3 staan daar: En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Die engele wat langs God staan, prys hom as heilig, heilig, heilig. Openbaring 4:8 sê: En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Hierdie eienskap is so intrinsiek gekoppel aan sy karakter, dat Jesaja dit as God se naam gebruik het. Sê die Heilige in Jesaja 40:25 staan daar: By wie sal julle my dan vergelyk, dat ek net so kan wees, sê die Heilige. Jesaja 57:15, want so sê die Hoë, die Verhewe, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Wat beteken dit om heilig te wees? Dit beteken om gewy, afgesonder en rein te wees. Ons is heilig wanneer ons van kwaad afwend en die werk doen wat God aan ons toevertrou het. Numeri 15:40 staan daar: sodat julle aan al my gebooie mag dink en dit doen en aan julle God heilig mag wees. Levitikus 11:44 sê weer: want ek is die Here julle God. Toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is heilig. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. 1 Petrus 2:9 staan daar weer: maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Maar hoe is dit op God van toepassing, is die vraag. Hy is heeltemal afgeskeie van die bose en het geen verhouding met sonde nie. Dit beteken dat, omdat hy heilig is, sy liefde heilig, suiwer en vry van selfsug is. Omdat hy heilig is sy almag heilig, suiwer en vry van selfsug.
Al sy eienskappe is deurdrenk met heiligheid en reinheid. Dink aan Bybelkarakters soos Moses, Jesaja, Esegiel, Daniël en die apostel Johannes wat God se teenwoordigheid direk beleef het. Wat was hul eerste reaksie? Hulle het hul skoene uitgetrek en hul gesigte verberg. Party het byna soos dooies in mekaar gesak. As mense is ons sondige wesens so onheilig dat ons nie God se teenwoordigheid kan aanskou nie. Enige een wat God se aangesig sien, sou doodgaan. Die Here is gewis suiwer heiligheid. Wanneer ons tot hom wend, moet ons hom dus as sodanig beskou. Hoe inspireer hierdie wete jou? In watter opsig stel dit jou voor 'n uitdaging betreffende jou eie karakter? Dink daaroor en antwoord dit vir uself. God is liefde. 1 Johannes 4 vers 16 staan daar, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Liefde is sekerlik die algemeenste woorde waarmee Christene God se karakter beskryf. Miskien vanweë die stelling in 1 Johannes 4 vers 8, waarmee God se identiteit bekend gemaak word. God is liefde. Johannes kon gesê het, God is liefdevol, maar hy verwoord dit nie so nie. God is liefde. Met ander woorde, liefde omskryf sy karakter, die kern van sy wese. Baie mense se prentjie van God kom uit 'n mensgebonde definisie vir liefde, een wat altyd verwronge en onvolmaak is. Ons definisie moet liewer steun op wie die Here is en dit wat hy oor homself in die ingegewe woord openbaar. God het nie net liefde of gee liefde nie, alhoewel hy albei doen, maar God is liefde, 1 Johannes 4 vers 8 en 16. Soos heiligheid is liefde 'n intrinsieke deel van die goddelike natuur. Uit liefde het hy die mensdom man en vrou geskep en hulle beveel om mekaar lief te hê. Genesis 2 vers 24 staan daar, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Uit liefde, toe Adam en Eva gesondig het, het hy hulle opgesoek en hulle hoop gegee. Genesis 3 vers 9, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Genesis 3 vers 15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Uit liefde het hy 'n verbond met Abraham gesluit en seëninge vir die hele mensdom beloof. Genesis 26:4, en ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Uit liefde het hy sy seun Jesus Christus gegee om vir ons sondes te sterf. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoe kan ek op sy liefde reageer? 1 Johannes 4:19 sê vir ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Kom ons beweeg na ons volgende hoofpunt om God te ken. Ons kyk eerstens na God geopenbaar in die skepping. Ons lees in Psalm 19:2, die hemele vertel die eer van God, die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Genesis 1 vers 1, in die begin het God, dit is die Bybelse openingswoorde wat jy sekerlik al uit jou kop uit ken. Die Hebreëse woord wat hier as God vertaal word is Elohim. Hierdie woord kan weliswaar ingespan word om na valse gode te verwys, siende dat dit in die meervoudsvorm is. Wanneer dit egter die enigste ware God in gedagte het, soos dit hier in die geval van die skepingsverhaal is, beskryf dit die opperwese as 'n wese wat almagtig met betrekking tot die ganse skepping is. Dit dui ook op 'n transcendende God, met ander woorde, een wat ver bokant alles, selfs die menslike verstand verhewe is, hoewel hy in beheer van alles is.
Hy is so magtig dat hy bloot hoef te praat vir iets om tot stand te kom. Dit bied ons die Skepper wat deur die woord Jesus Christus en met ingryping van die Gees magtig is om alles wat bestaan voor te bring. Ons lees in Genesis 1 vers 1 tot 3, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Dit sluit aan by Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In Genesis hoofstuk 2 word 'n persoonlike naam vir God bygevoeg, Jahwe. Nou sê hy nie bloot laat dit wees nie, hy neem die mens en vorm hom met sy hande. Die magtige God openbaar homself as 'n persoonlike, benaderbare God. Hoe verstommend. Ons sien sy alles oortreffende verhewenheid as Elohim en sy inwonende nabyheid as Jahwe. Dit is so goed dat ons beide hierdie aspekte van God se karakter voor oë kan hou. Sy beheer oor die hele kosmos en sy nabyheid aan die mens. Soos Paulus dit aan die Atheners op die Aresheuwel gestel het, hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons volgens Handelinge 17, 27 en 28. Hy raak ons aan, hy praat met ons, hy leer ons, hy gee ons werk en hy het ons lief. Dit is belangrik dat ons aanhou om 'n duidelike en gebalanseerde beeld van God probeer vorm, gegrondves in die Bybelse leer oor sy karakter. Sodoende kan ons bande met hom verstewig en kan ons toeneem in Christus. Dit is waarom mens nie net op 'n enkele skrifgedeelte moet fokus nie, maar alle gedeeltes moet verken. Hoe meer jy inderdaad oor die karakter van God leer, hoe inniger leer jy hom ook lief kry. Ons beweeg aan na ons volgende punt, God geopenbaar in Jesus, Immanuel. Johannes 1 vers 18 sê, niemand het ooit God gesien nie. Die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. As ons wil weet hoe God is, laat ons Jesus leer ken. Hy is God in die vlees. Johannes 1:14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Hy is die ene wat homself geopenbaar het deur die menslike natuur aan te neem, sodat hy deur ons gesien en gehoor kon word. 1 Johannes 5 vers 20 staan daar weer, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Hy is aangekondig onder 'n profetiese naam wat die doel van sy lewe aangedui het, Immanuel, God met ons. Jesaja 7:14 sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Daar staan dieselfde geskrywe in Matteus 1:23. Die 4 evangeliste stel hom in verskillende aspekte aan ons voor. Kom ons kyk eers na Matteus. Matteus is geskryf van 'n Jood tot Jode oor 'n Jood. Matteus stel Jesus voor as die koning van die Jode. Markus is nou weer van 'n Jood na die heidene, altyd oplettend om ander te dien. So Markus stel Jesus voor as 'n dienskneg. Lukas, van 'n heiden na die heidene. Lukas stel Jesus voor in sy menslikheid, die seun van die mens, en sê hy is deernisvol. Johannes is nou weer van 'n Jood na Jode en heidene. Johannes stel Jesus voor in sy goddelikheid as die seun van God. Hy is die gewer van lewe. Die karakter van God as onderwerp is dit so omvangryk dat ons hier net die oortjies van die seekoei bo die water kan sien uitsteek. Onpeilbaar groot en wonderbaar is ons Here.
'n ewigheid se leer wag op ons om insaag in hom te begin verkry. Ek sluit af met 'n kwotasie uit God Cares for Us, Augustus 8. Duisende het 'n valse begrip van God en sy eienskappe. God is 'n God van waarheid. Geregtigheid en genade is die eienskappe van sy troon. Hy is 'n God van liefde, van medelee en teer deernis. Dus word hy verteenwoordig in sy seun, ons verlosser. Hy is 'n God van geduld en lankmoedigheid. As dit die wese is wat ons aanbid en by wie se karakter ons probeer assimileer, aanbid ons die ware God. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons loof en prys U vir wie U is. Ons loof U vir die eienskappe wat die Bybel vir ons leer van U. Ons loof U dat U alwetend is, alomteenwoordig en almagtig. Dankie dat U nie net 'n God is wat hoog bo ons begrip verhewe is nie, maar dat U ook 'n God is wat hier by ons is. Heer, ek bid dat U ons meer en meer van U sal laat leer ken. Heer, dat ons U net nog meer en meer kan lief hê, is my gebed in Jesus naam. Amen.